My naam is Mias van Jaarsveld. Ek is die redakteur by CLF en ek wil baie graag vandag gesels oor 'n nuwe boek, Baken Gemeentes, nagedink oor roeping en getrouheid. Wat hierdie boek besonders maak is dat dit 'n boek is wat die stories vertel van die NG Kerk, van NG Kerk gemeentes. Dit is gebaseer op oorspronklike navorsing wat in NG gemeentes plaasgevind het. In 2019, tydens die algemene sinode, is die droomscenario vir die NG Kerk geformuleer. Sommige net om te vra waarheen dink ons die kerk is, waarheen die kerk op pad is. Die volgende is toe geformuleer. Ons droom van 'n netwerk van inklusiewe gemeentes wat op voedselvlak vanuit God se liefde diensbaar is in ons gemeenskappe. Ek het toe gegaan en ek het met die opdrag van die algemene sinode gemeentes gaan besoek waar hierdie of trekke van hierdie droomscenario reeds sigbaar is. Ek het 'n verslag toe nou geskryf wat op die ou end gelei het tot opvolgnavorsing en in hierdie boek is daar 23 NG gemeentes se stories en verhale op 'n kompakte maar ook op 'n verstaanbare manier, 'n gebruikersvriendelike manier saamgevoeg, sodat ons ook kan dink oor wat beteken kerk wees vandag in Suid-Afrika. En nie net dit nie, dit vertel ook hoe gemeentes reeds besig is om aan te pas en te verander. Ons lees van hulle stories, ons lees van hulle verhoudings, van hulle blinde kolle, van die nuwe bevestigings, die nuwe roepings, roepingformulering wat plaasgevind het, kerkrade wat nie gedink het oor leierskap, oor missionaal wees, en wat dit beteken om kerk te wees in Suid-Afrika. So hierdie boek bevat 'n klomp hoofstukke wat op die ou end ook akademies geskryf is, maar wat ek dink vir die algemene leser ook betekenisvol sal wees geskryf. Prof Jurgens Hendriks het hierdie volgende geskryf oor hierdie boek. Hy het gesê, ek het lanklaas so 'n boek geniet en so in my hart en niere gejuig oor wat tans gebeur in die kerk waarin ek gedoop, gebore, geleef en gewerk het. Dit is 'n boek vol hoop en rigting vir gemeentes wat bereid is om verder te kyk as die grenswag van tradisie en wat verstaan dat die evangelie ons oproep om werklik te bid en te leef. Laat u koninkryk kom. Dit is my hoop dat mense soos Prof Jurgens Hendriks ook weer opnuut opgewonde sal wees oor wat in die NG Kerk aan die gang is. Ek vermoed baie mense is baie onseker oor die NG Kerk en ongelukkig as ons kyk na wat in die pers en in die media verskyn oor die NG Kerk, dis meestal negatiewe goed. Hierdie boek is anders. Hierdie boek vertel die positiewe stories, die stories wat ons opgewonde maak, die mooi goed wat binne in die kerk gebeur. En hierdie is maar net 'n paar enkele stories, 'n paar gemeentes se verhale. En ek dink baie gemeentes sal daarmee kan hulle self vereenselwig en kan saampraat. En ek dink daar's ook 'n klomp gemeentes wat wonder op die platteland of in die stad, ons gemeente is besig om te verander, ons gemeenskap is besig om te verander. Ons weet nie regtig hoe om vorentoe te gaan nie. Die stories wat in hierdie boek is, mense wat deur hierdie proses, deur hierdie situasies al was. Ons hoop dat hulle kan inspirasie kry in hierdie boek, dat hulle gemotiveer sal word en ook opgewonde kan word om te sê dat al verander die gemeenskap en al verander die bediening, dis nie noodwendig 'n slegte ding nie. Dit is dalk eintlik 'n groot seën waaroor ons kan opgewonde wees en wat ons moet bly maak. Ek dink een van die spesiale goed van hierdie boek is dat dit ook die inligting vat van die kerkspieël navorsing wat binne in die NG Kerk gedoen is. En onder andere een van die vrae wat al gevra is vir leraars, voel julle dat die kerk gaan voortbestaan oor 20 jaar? Hierdie groter meerderheid gesê, hier diep in die 70%, ja, maar in 'n ander vorm. Maar nou kom die vraag, maar hoe gaan die kerk lyk? Miskien gaan hierdie boek help hoe die kerk lyk of hoe daar reeds gemeentes is wat iets van 'n droomscenario, iets van waarheen die kerk op pad is, vir ons wys. Dalk is hierdie, dis nie noodwendig gemeentes wat een of ander geheim ontdek het nie, dis gemeentes wat teruggegaan het na die basiese beginsels van die Bybel, van die woord van ons gereformeerde teologie, maar nie gedink het oor goed soos leierskap, wat dit beteken oor ons mandaat, ons bestaansreg binne in 'n gemeenskap, hoe ons dink oor verhoudings, hoe ons dink oor ekumeniese aktiwiteite.
En dit gee vir ons eintlik 'n voorskou van waarheen die kerk op pad is en hoe die kerk moontlik kan lyk. So ek dink nie hierdie boek gee noodwendig antwoorde nie, maar die boek gee dalk vir ons 'n prentjie en 'n paar leidrade van waarheen die kerk wel op pad is, as ons kyk na die tendense in baie gemeentes. Kyk, agterop sal jy sien dat hierdie boek 'n akademiese boek is, maar dit moet nie die gewone leser afskrik nie. Ja, dit is 'n akademiese boek, ons wou dit verantwoordbaar maak, ons wou sê hierdie is goeie navorsing. Dit is ons hoop dat teologiese studente wat graag die bediening wil ingaan, diensleraars, dat hulle hierdie boek sal vat en deur dit sal werk, om te sien wat aan die gang is. Daar's ons van die medewerkers en ook ander mense wat hierdie boek al onder oë gehad het, wat gesê het, hierdie is eintlik 'n goeie stuk praktiese teologie, gemeentestudies, wat eintlik in Engels ook vertaal moet word, wat eintlik vir die breër kerk moet dien. Ek dink gemeentes, kerkrade, leraars, teologiese studente, ek dink die algemene leser of die gewone leser, hulle sal ook hierdie boek lees, hulle sal so hier en daar 'n bietjie vassit met teologiese taal wat hulle nie noodwendig verstaan nie, maar ek dink daar is tog iets vir almal. Hier is stories oor leierskap, wat dit beteken om missionaal te wees, hier is 'n hoofstuk oor pastoraat, hoe ons moet dink in 'n post-COVID tyd, hoe gemeentes aanpas, hoe ons moet dink oor gemeente wees en hoe ons pastorale gemeentes kan wees. Maar ook Erwin Schwella van die Skool van Innovasie het ook 'n hoofstukkie ingeskryf. So iemand met 'n besigheidskop sal ook daarmee kan aanklank vind. Ek dink so aan een van daai gemeentes wat ek besoek het in die loodstudie waarop hierdie boek dan nou gebaseer is, en dis op die foto op die voorblad van die boek, Brixton gemeente. En Brixton gemeente staan waar 5 gemeentes op 'n stadium was, gemeentes wat hulle deure moes toegemaak het, gemeentes wat een geword het. En tog staan Brixton gemeente se toring nog steeds en kyk uit oor Johannesburg. Hulle het nie begin dink oor hulle fasiliteite, hulle het nie gedink oor leierskap, oor verhoudings met ander gemeentes, selfs oor hulle bediening en die taal wat hulle het, en selfs oor hoe hulle dink oor kleur, oor eiendom, oor kultuur, oor aan wie behoort die kerk eintlik. Dit was vir my 'n aangrypende besoek gewees, en dis een van vele stories in hierdie boek. Ek dink een van die goed wat my opgewonde maak oor hierdie boek is, as mens sulke navorsing lees, dan sien ons dat daar eintlik meer is in die kerk wat ons bind as dinge wat ons verdeel. Ons het eintlik baie meer in gemeen as dit kom by die uitdagings wat ons beleef, ons roeping, ons behoefte om net die koninkryk te laat kom op aarde, die hoe verskil dalk, maar ons roeping en ons die dinge wat ons saambind op die ou end, dis baie belangriker, en dis die goed wat ons in gemeen het, en dis die goed waarop ons moet fokus. En ek dink 'n boek soos hierdie gaan nie alle konflik in die kerk noodwendig uitskakel nie, maar dit gaan dalk help om bietjie te praat oor die mooi stories ook, die stories van hoop binne in die kerk. Ons is baie opgewonde om die boek ook amptelik bekend te stel en ook 'n boekbespreking te hou. Ons vra almal om 'n nota te maak vir 8 Mei. Dit gaan in Wellington by die Huguenot College wees. Hulle kan die Vrydag nuus dophou vir enige besonderhede hoe om te registreer, en daar sal ook boeke beskikbaar wees om te koop as jy so 'n boek wou koop en self wil deurwerk.